Geliefdes, ja, hartlik welkom dan ook aan elkeen van u vanmôre hier so in die huis van die Here. Dit is ook hier so by mekaar as hier rondom die nagmaaltafel. Nagmaal is besonderlik in die opsig dat ons ook met ons liggame getuig van wat ons glo in die evangelie van Jesus Christus. En dis dan ook die tema vanmôre, bly staande in die bekende evangelie. En daarom ons gaan dan ook vanmôre so met ons liggame dan ook so bely. Kom ons sing, ons lei dan ons voorsang af met Psalm 84. Psalm 84, ons gaan sing vers 1 en vers 6. As die afsluiting van ons voorsang, Psalm 84 vers 1 en 6. Na die fotum en die seëngroet sing ons Psalm 48. Dis eers 84, dan Psalm 48 vers 1 en vers 4. Psalm 48 vers 1 en vers 4, net na die fotum en die seëngroet. Openbaring 5 vers 12, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie
die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes, kom ons luister na die wet van die Here soos wat dit vir ons saamgevat word in Markus hoofstuk 12 van vers 28 tot 31. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: "Wat is die eerste gebod van almal?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dien." Geliefdes, dan het ons ook nou geleentheid om ook ons skuld voor die Here te bely, want hierin faal ons al te maklik in die liefde vir God en die liefde vir mekaar. Kom ons blaai na Gesang 69 en ons neem ook ons toevlug na ons verlosser Jesus Christus, wat juis met sy liggaam betaal het vir ons sondes wat ons so maklik na ons liggame doen. Kom ons bely ons skuld met Gesang 69 vers 1 en vers 2. Amen.
die wet vir ons gewys het op hoe ons maklik faal in die sonde, en ons dan ook voor die Here ons skuld kom bely het, deur hierdie gesang saam te sing, om die genadeverkondiging en die vermaning, soos in Jesaja 1 vers 18 tot 20. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Daarom, geliefdes, vanuit die woord van God, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord van God juis vir ons die vergifnis van sonde, aan elkeen wat met 'n ware berou in die hart van wie sy sonde belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in die Here Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Christus se soenverdienste bly voortleef. Ons gaan dan ons geloofsbelydenis reserveer vir die nagmaaltafel. Kom ons blaai dan na Gesang 689 as voorbereiding ook vir ons woordverkondiging. Sing ons vers 1 en vers 2. Gesang 89 vers 1 en vers 2. Geliefdes, die woordverkondiging vanmôre is uit 1 Korintiërs uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons is in die opstandingstyd wat ook bekend staan as die Paastyd, van opstanding tot hemelvaart, waar die Here Jesus hom na die liggaam getoon het as opgestaan. En dis 'n baie belangrike boodskap vir ons in die Christelike geloof. Dit bepaal ons hele lewe. En hierna moet ons dan ook vanmôre weer oplet, ook in besonder by die nagmaaltafel, wat beslis nie ons liggame uitsluit nie. Ons gaan daar lees van vers 1 tot vers 5, vers 8 van 1 Korintiërs hoofstuk 15. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige, drie-enige God, voor U kom staan ons sondaars, maar begenadigd. Eens verlore, maar deur U gevind. Hemelse Vader, as ons voor U kom staan, dan doen ons dit mos nie uit ons eie uit, vir eie prestasie of eie eer soek nie. Ons kom doen dit, Here, uit ons dankbaarheid uit. Here, dat ons kan leef vir ewig, omdat U vir ons kom sterf het, maar bo alles ook opgestaan het uit die graf uit. Here, hierdie ding het so 'n diep betekenis, hierdie evangelie het so 'n diep betekenis vir ons menswees elke dag. En hiervan wil ons ook lees uit die woord uit.
Dit raak ons wêreld. Dit raak nie net die kerk nie. Dit raak ons elke dag bestaan. Daar waar ons werk, daar waar ons beweeg. Dit raak ons verhoudinge onderling met mekaar. Dat ons alles moet doen vanuit hierdie evangelie uit. Gee vir ons die genade om dit te verstaan, Here, en dit uit te leef. Nie net met die mond nie, maar met ons hele lewe. Here, ons dink aan ons siekes. Ons bid vir hulle, Here, vir die wat dalk bedroefd is. Miskien is daar die wat nog vaste keer sit, Here, dalk met 'n sondige geneigtheid, waarvan hulle sukkel om los te kom. Iets wat dalk hulle lewens versuur. Ons vra, Hemelse Vader, dat U ook deur hierdie evangelie, wat ons vanmôre ook weer opnuut moet hoor, ook vir elkeen daarin verlossing sal bied, en dat dit ook so begryp sal word, hoe groot die opstanding is tot die lewe. Hemelse Vader, daarom kan ons net vir U kom vra. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 tot 8. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Ons teksgedeelte is vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vers 1 stel dat hierdie evangelie is bekend. Hierdie evangelie is bekend. Dit is nie asof die Korintiërs of selfs ons vanmôre nou vir die eerste keer die evangelie hoor. Die bekendheid van die evangelie gaan ver verby wat mense gehoor het. Dit gaan oor wat in jou lewe afspeel elke dag. Uiteindelik het dit nie eers begin by die gehoor van die evangelie nie, dit het begin by die sien van die evangelie. Die kwalifikasie om 'n apostel te kon wees, om hierdie boodskap te kon verkondig, was dat die apostels moes die evangelie sien afspeel voor hulle oë, sodat dit hulle lewe verander het. Hulle het gesien, soos Paulus sê in vers 2, hoe Christus dood gegaan het. Hulle het gesien hoe Christus in die graf gelê het. Hulle het gesien hoe hy opgestaan het. Die ooggetuies. Die apostels is die apostels, omdat hulle die mense is, wat nie deur die gehoor tot geloof gekom het nie, maar deur te sien, deur dit te aanskou. Lukas 10 vers 23, en hy, dis Christus, het hom omgedraai na sy disippels, en afsonderlik aan hulle gesê, salig is die oë wat sien, wat julle sien. Daar is 'n saligheid in die evangelie. Dit is nie 'n saligheid wat ver weg is nie, maar 'n saligheid wat ons elke dag raak. Ook Paulus in vers 8 noem hy daar, het die liggaamlikheid van Christus gesien in die hemel. Dit is die kwalifikasie tot sy apostelskap.
Maar hy het nie vir homself hierdie apostelskap opgelê nie. Hy was gelegitimeer deur die ander apostels, wat hom erken het as 'n apostel. En daarom kon hy vrymoedig preek, want hy het die opgestane Christus gesien na die liggaam. Johannes 20 vers 29, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Ons hoor die getuienis en ons hoor en ons ervaar hoe dit ons tot die geloof bring. Ook die Korintiërs het hierdie ooggetuienis van die apostels aanvaar. Dit is wat Paulus vir hulle sê. Ons het aan julle bekend gemaak en julle het dit geglo. Daarom sê vers 1, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Dit skryf ons net toe aan die werking van die Heilige Gees self, dat die wat sou hoor van die wat het gesien het, sal uiteindelik net tot die geloof kom deur die Gees van God self, wat dit vir hulle werk. 1 Petrus 1 vers 8, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Die evangelie moet gesien word en dit lei tot 'n blydskap in die apostels. Die evangelie moet gehoor word en dit lei tot 'n blydskap vir die wat tot die geloof kom daarin. Met ander woorde sê vers 1, broers, ek maak julle die evangelie bekend. Ons staan in die geloof. Vers 1 sê iets baie belangriks waarop ons moet fokus vanmôre. Staan in die geloof. Wat die apostels gesien het, was so lewensveranderend. Wat die Korintiërs gehoor het, was so lewensveranderend. Die bewys van die geloof. En hierdie geloof te staan, om in hierdie geloof te staan, sê alreeds vir ons, om buite hierdie geloof te sterf. Om te val. Laat ons ook in die tyd van Pasen, in die tyd van opstanding, wat ons dit herdenk as die kerk van die Here Jesus Christus, ook ons geloof in ons liggaamlike opstanding bely, deur te doen, deur te staan in hierdie geloof. En daarom die tema, bly staande in die bekende geloof. Nou geliefdes, Paulus maak dus 'n ou bekende geloof reeds, 'n evangelie aan hierdie Korintiërs bekend. En hy doen dit op so 'n ongelooflike mooi manier. Hy breek dit af in presies die boublokke van die hele evangelie. Die 3 blou blokke in vers 3. Die liggaamlike kruisdood van Christus. Die liggaam wat in die graf was en die liggaam wat opgestaan het. Daardie 3 is gesamentlik die hele evangelie saamgevat. En hierdie waarheid moet ons raak. Die woord staan in die geloof moet vir ons so 'n praktiese weergawe wees, dat ons staan omdat ons nie anders kan in hierdie geloof. Dit hou ons staande. Ons kan dit anderster beskryf, ons kan sê dis die grondslag. Dis nou so 'n groot woord. Maar hoe kan ons dit anders verduidelik? As om te sê die rede vir ons bestaan. Dis die motivering vir ons bestaan. Maar dit is die grondslag van ons wese. Is dit joune? Of is daar vele ander goed in hierdie lewe wat jou motiveer om te lewe? Al die ander goed is niks ten opsigte van hierdie waarheid nie, dat Christus het waarlik opgestaan. Nou kom ons
hoor die bekende evangelie, dat ons ook die erns hiervan kan besef vanmôre weer by die nagmaaltafel. Die evangelie is bekend. Ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. En so kom hierdie boodskap na ons toe ook vanmôre. Julle staan in hierdie evangelie. Die Korintiërs het reeds die geloof aangeneem, want hulle staan in hierdie geloof. Maar daar het twyfel by die Korintiërs gekom. En hierdie twyfel was nie eers 'n gedagtegang waar die twyfel ingekom het nie. Paulus redeneer en argumenteer met hierdie Korintiërs waar hulle so afvallig geraak het in hulle daaglikse lewens. Hy weet julle weet wat is die evangelie. Maar hoekom is julle so afvallig? Hoekom het daar so baie dinge gebeur na die liggaamlike uitlewe van die evangelie in Korintiërs? Glo julle nie meer die evangelie nie, dat julle lewe dit nie meer wys nie, is die vraag wat Paulus hier vra. Die bekende evangelie lyk nie meer te skyn uit julle daaglikse lewens uit nie. Daar het 'n soort skeiding gekom tussen dit wat hulle bely en dit wat hulle lewe. Geloof is nie dit nie. Geloof is om dit wat jy bely en dit wat jy lewe bymekaar te hou. Die bekendstelling van die evangelie het juis op hulle gekom deur twee maniere. En ons moet die hele tyd in alles dink aan die liggaamlike opstanding. Ook die evangelie kom na hulle toe deur die liggaamlike. Die woord van God is vir ons daar om te lees. Ons het die verstand gekry om dit te lees. Die evangelie het na hulle toe gekom deur die sigbare, deur die oog, om te sien. Hy kom na ons toe deur die oor, om het te hoor. Maar die uiteinde van die lees en van die sien en van die hoor, is dat my lewe daarvan moet getuig, anders is dit nog nie geloof nie. In vers 3 sê hy, dat Christus vir ons sonde gesterf het, volgens die skrifte. Vers 4, dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Die skrifte verwys na die Ou Testament. Miskien Psalm 16 vers 10. Want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verdwyning sien nie. Dit is bewys in die skrifte dat hierdie Christus gaan opstaan. Hoe raak dit ons? Jesaja 53, wat 'n besondere verwysing is na Christus as die lydende knegt. In daardie gedeelte in die Ou Testament het hy met 'n liggaam gekom, of gaan hy met 'n liggaam kom? Hy gaan doodgaan en hy gaan uit die graf uit opstaan. Die skrifte getuig alreeds daarvan, hoe raak dit ons? Jona, vir 3 dae in die vis se maag. Letterlik. Want Christus is letterlik in die graf vir 3 dae, totdat hy weer opstaan. Hoe raak dit ons? Daar's ooggetuies. Daar's die opgestane liggaam wat gesien is deur Sefas. Nou Sefas is Petrus. Hoe dit hom geraak? Petrus, toe hy die opgestane Christus sien, het dit sy hele lewe verander. Van die verloner van Christus tot die een wat bereid is om dood te gaan vir Christus. Verstaan ons hierdie evangelie? Hoekom raak dit nie ons lewens vandag so, dat ons bereid is om op dood te gaan vir Christus nie? Het ons dalk die geloof geskei van die werke? Sien ons die opstanding net as 'n geestelike idee, wat nie my daaglikse lewe raak nie? Thomas het gesien, en dit het hom so radikaal verander. Thomas, die broer van die Here Jesus Christus, volgens Galasiërs 1 vers 17. En duidelik sê Johannes 5 vers 7, dat die broers van Christus wou nie in hom glo nie. En daarna het hy nog aan 500 ander verskyn.
En wat Paulus vir hulle sê, dit het hulle radikaal verander. Daar was 'n groot verandering in hoe hulle nou gelewe het daarna. En hierdie selfde getuienis wat hierdie apostels gesien het nou gekom na die Korintiërs toe. En hy het gesien hoe die Korintiërs verander het aanvanklik. Maar later het die Korintiërs weer weggedwaal. Waarom? Wat maak dit vir jou en my? Moet ons nie weer herinner word aan wat die basis is van hierdie evangelie nie? Dat ons weer ons lewens opnuut vra, is ons gegrond in die evangelie, in alles wat ons doen. Daarom in die tweede plek, en dit is die punt, die verkondiging van die evangelie moet jy doen deur jou liggaam. Vers 2 sê, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Geliefdes, wat is die verandering in ons lewens? Hoe sien ons dit? Ons moet weer net herinner word. Die apostels het gesien Christus gaan dood. Hulle het gesien Christus gaan graf toe. Hulle het gesien Christus staan op. En dis die boodskap. Eers by hulle verstaan van dit wat hulle aanskou het met hulle oë, kan daar gesê word, hulle het gestaan in Christus. Dit is 'n begronding vir jou hele lewe. Die dood, die begrafnis en die opstanding. Wat is die begronding? Dit werk so. Almal van ons wat vanmôre hier sit, is een doodskuldig. Nie een van ons gaan nie sterf nie. En daarom veroorsaak die idee van die dood vir die mens 'n werklike liggaamlike vrees. 'n werklike benoudheid in wat ek elke liewe dag met my lewe doen. Want onbewustelik is ek altyd besig met die dood. As ek 'n boedelbeplanning doen, as ek werk, waar gaan dit eindig? Hoe lyk my gesondheid? Waar gaan dit eindig? Jy's altyd besig met die vrees vir die dood. Dis hoekom jy van maandag tot saterdag werk, om aan die lewe te bly. Jy's altyd besig daarmee. So werklik is die dood vir ons na die liggaam. Die evangelie kom bring vir ons hierdie nuwe boodskap. Daar's nou hoop vir jou liggaam. Daar's nou hoop vir jou. Jy moet dit sien, jy moet dit hoor, jy moet dit glo, dat dit ook 'n verandering kan bring. Soos wat jy aan die een kant uit die vrees uitleef vir jou liggaamlike, moet die evangelie vir jou 'n nuwe hoop bring, en dit moet ook geleef word uit jou lewe uit. Ons kan nie gered word alvorens daar nie vir ons sondes betaal word nie. Want dis deur die sonde wat die dood gekom het. En daarom gaan ons nog steeds weens hierdie sondige liggaam waarmee ons gebore word, waarin ons as Christene mos nou in 'n stryd staan. Ons hierdie liggame gaan nog steeds moet sterf. Maar jy moet weet hy gaan opstaan. Anders gaan dit nie die moeite werd wees om 'n Christen lewe te hê op hierdie aarde. Jy moet weet hy gaan opstaan. En as jy weet hy gaan opstaan, as jy weet daar is vir jou sondes betaal, dan gaan dit iets verander in jou hele lewe vandag. Christus het vir ons die begronding gebring vir hierdie verandering. Hy het eers 'n letterlike fisiese liggaam soos ons in opgeneem. Hy het letterlik en fisies met die liggaam gaan sterf. Hy is letterlik in die graf in. Hy het letterlik opgestaan uit die graf uit.
En so is ons skuld betaal. Die skrif bewys dit, die ooggetuies bewys dit, ons hoor dit. En so maak Christus juis die offer van sy liggaam 'n sondeoffer vir jou liggaam. Die opstanding van sy liggaam is die opstanding van ons liggame. Die evangelie is nie besig met 'n geestelike heiligheid apart van jou liggaam nie. En hierdie geloof moet jou verander. Dit moet wys in jou liggaam elke dag. En dis een van die grondstelsels ook van ons Calvinisme. Hoe gee ek aan God die eer wanneer ek dit glo? Hierin, ons eer hom, en dat ons alles wat ons doen elke dag doen tot sy eer, deur ons liggame. Liefdes, die opstanding bewys jou liggaamlike opstanding. En daarom maak ook die liggaam verskriklik saak in die evangelie. Anders, sê vers 2, het julle te vergeefs geglo. Anders het julle te vergeefs geglo. En daarin lê die krag van God, die lewe. Ons moet waaragtig hoor en glo om te deel in die krag van God. En jy moet in hierdie krag van God uitleef elke dag. Nou hier kom die punt van die evangelie vir ons daaglikse lewe in die liggaam. Geloof is om aktief met jou liggaam te reageer. Soos jy gewoond is om te reageer uit die vrees vir die dood, moet jou liggaam nou reageer in die hoop en die geloof van die opstanding van jou liggaam. Om heel jou lewe te rangskik in hierdie geloof, waarop jou hele natuurlike lewe gebaseer is. Die afsterf van jou sondige werke is die dood van Christus aan die kruis. Dis die verband. Dis nie net 'n geestelike verband nie. Ons het die werklike opstanding, die werklike dood en die werklike begrafnis gesien. Nou sê Paulus, jy moet elke dag sterf na jou sonde soos Christus gesterf het. Dis iets wat moet doodgaan in jou liggaam. Dan moet hierdie dooie liggaam, hierdie dood wat jy elke dag om jou dra, in die graf bly. En dan moet jy met 'n nuwe mens opstaan in Christus. Dit verander jou lewe radikaal. Om te staan in die evangelie is juis om te wys deur jou werke dat jy glo in die evangelie. Alles wat jy doen elke dag staan daarin. 'n Mens kan tog nie sê ek glo in die evangelie, maar die werke van jou lewe, jou liggaam wys dit nie. Ons moet nie eers ons sondigheid probeer regverdig nie, want dan maak ons dit weer lewendig. Ons moet nie aanhou en volhard in die sonde nie, want dan sterf ons ou mens nie. Maar daar is 'n ander baie belangrike ding. So baie mense het hierdie uitgangspunt. Ek is in die graf. Nou kan ek niks meer verder doen nie. Jy kan nie in die graf bly en apaties wees en alles in die lewe nie. Soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. So baie mense dink dit is Christelik om onbetrokke te wees. Kan onmoontlik wees. Jy kan nie die Christus bely, dan met jou liggaam niks daarvan demonstreer nie. Het jou liggaam nie ook saam met Christus opgestaan nie? Is dit nie jou geloof nie? Baie mense argumenteer dat as ek nie betrokke is of nie iets doen nie, kan ek nie sonde doen nie. Maar dan kan jy ook nie goed doen nie. Hulle glo Christus het vir hulle sonde gesterf, maar hulle kom nie by die opstanding nie. Kolossense 2 vers 20 tot 21 vra juis:
As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos die raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? So 'n liggaam is steeds dood in die graf. Hy het nie opgestaan. Evalueer jou lewe hieraan. Glo jy die 3 basiese stene van die evangelie? Dat jy moet sterf aan jou sondige natuur. Dat jou liggaam nie meer 'n slaaf van die sonde moet wees nie, maar die slaaf van Christus. Glo jy dat die liggaam van Christus in die graf is, of was? Met ander woorde, dat hy letterlik daarvoor dood gegaan het. Glo jy dat hy opgestaan het uit die graf uit, 'n nuwe werke vir jou ook? Dat jou liggaam kan dood wees vir die sonde, maar kan lewe vir Christus. Glo jy dit? Paulus sê vir die Korintiërs, julle het dit eens geglo, julle het dit eens aangeneem. Maar nou sien hy dit nie meer nie. So al asof die geloof niks te doen het met hulle liggaamlike lewe elke dag nie. Dis 'n kragtelose geloof. En so wys die krag van God se opstanding in hierdie opgestaane liggaam, dat jy kan verander in jou liggaamlike gedrag. Jy kan Christus naleef. Jy kan jou sonde oorwin, want Christus het dit vir jou kom wys. Geliefdes, ons staan vanmôre by die nagmaaltafel. Wat beteken die nagmaaltafel anders? Sluit die tafel met die brood en die wyn ons liggame uit? Beslis nie. Dit verkondig juis deur ons liggame, deur die gebruik van die brood en die wyn, dat ons glo die dood van die ou mens, wat letterlik dood is in Christus, wat letterlik ook ons finale dood sal wees. Wanneer ons ook in die graf ingaan, maar ons gaan nie daar bly nie. Net soos ons werke nie moet dood wees nie, maar nou lewendig moet word in die opstanding. Net so gaan hierdie liggame van ons opstaan tot die ewige lewe toe. Dit moet jou lewe verander. Dit moet jou verander wanneer jy elke dag van 'n maandag tot 'n Saterdag in jou daaglikse lewe staan. 'n Nuwe hoop, 'n nuwe lig, 'n nuwe fondasie, begronde in die evangelie, om so te lewe. En mag ook hierdie nagmaal, hierdie tekens van brood en wyn, wat ons met die liggaam hier vanmôre eet en drink, nie net beweer dat ons siele gered word nie. Jou liggaam word gered. 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ons moet oppas vir die geloof waarin ek Korintiërs ook ingetrap het. Dat net om te praat oor die geloof my heilig maak. Jy moet dit lewe. Jou liggaam is deel daarvan. Lewe uit jou liggaam uit, dan ook wat die nagmaal vir ons afteken. Dat ons liggame ook by die opstanding ingesluit is, en daarom ook in die goeie werke voor die graf geïmpliseer word. Doen goed. Doen die goed van Christus, dat jou geloof dit wys. Geliefdes, en daarom, die ooggetuies van die skrif, of die bewyse uit die skrif uit, en die ooggetuies van die apostels, het Paulus nie in die eerste plek hier kom bedoel vir die Korintiërs, om vir hulle in die eerste plek meer die eerste beginsel te leer van die evangelie, dat Christus wel dood is, dat hy wel opgestaan het. Dit is nie meer dit nie. Hy wil verder gaan en vir hulle sê, julle moet staan in hierdie geloof. Julle moet leef in hierdie geloof. En daarom moet elke een wat dit hoor en bely, staan in hierdie evangelie. Anders glo ons dit nie regtig nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige en enige God,
Here, ons kom staan voor U, en ons besef ook, Here, dat soms hoor ons, maar ons doen nie. Soms, Hemelse Vader, skei ons ook ons geestelike lewe van ons fisiese lewe elke dag. Ons troos onsself, ons is Christene wat gered sal word, al kan ons maak met ons liggame wat ons wil. Maar dis nie waar nie. Maar Here, U vergewe. Wanneer ons ook opnuut die evangelie hoor en tot berou kom en dit wat ons so maklik intrap in hierdie wêreld, om so maklik die wêreldse weg te volg. Ons kom bid en vra, Here, vergewe ons ook weer. Dankie vir die nagmaaltafel. Vir hierdie tekens, Here, van brood en wyn wat vir ons die dood, die begrafnis en die opstanding, die hele evangelie boodskap voor ons oë afskilder. En nie net vir ons kom afskilder, dat ons daarna kan kyk nie, maar dat ons deur die geloof ook hieraan kan deelneem. Die brood kan eet, die wyn kan drink. Die sonde is dood, en ons het opgestaan in Christus. Hemelse Vader, mag dit deel wees van ons lewens elke dag. Dat ons nie lê in 'n graf van dooie werke nie, maar laat ons opstaan tot goeie werke vir U. Here, hierin kan ons net vir U vra, dat U deur die Gees ook ons siele so sal voed tot die ewige lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons blaai na Psalm 201, wat ook mooi vir ons die evangelie boodskap saamvat, veral daar in vers 2, Psalm 201. Vers 2, triomf, die Here het opgestaan, die laaste vyand is verslaan. Geen mag hou hom gebonde, wie in hom sterf, sal met hom leef. Wie skuld bely, die woord vergeef. Deur Christus vry van sonde, hy heerlik aan God regterhand, hy stuur vir ons die Gees as span, die Gees laat ons herlewe. Ons deur sy wonderkrag bevry, bly oor en oor sy woord bely, hy leef en jou sal lewe. Kom ons uit af met vers 1 en vers 2 van Psalm 201. Oh,
die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.